Goeiemôre. Jy luister na die 55ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is, wanneer pap op die grond val. Ons het gister gesê dat ritmes, rituele en roetine ons help om belangrike oomblikke in ons lewens raak te sien, maar selfs te skep. Oomblikke waar ons verhoogde ervarings het, tot nuwe insig mag kom, 'n gevoel van trots of genoegdoening kan ervaar en 'n koneksie beleef met die mense rondom ons. Maar, soos ons seker almal weet, werk dinge nie altyd so rooskleurig uit soos ons dit beplan nie. Tussen lepel en mond val die pap op die grond, lui die Afrikaanse gesegde. Te midde van ons beste bedoelings om definierende oomblikke met mooi en sinvolle inhoud te vul, loop dit soms uit op teleurstelling. 'n Paartjie beplan al 'n geruime tyd om een aand saam uit te gaan, en reëlings word getref met ouma en oupa dat die kinders daar oorslaap. Vir die eerste keer in 'n lang tyd skeer die man sommer vir die aandafspraak, en die vrou trek haar mooiste aandrok aan. Dis 'n aand waarvoor hulle so lank gewag het. Maar in die kar stry hulle oor hy links moes draai in plaas van regs. Oor en weer beskuldigings volg. By die restaurant blaai hulle langer as ooit deur die spyskaart, in 'n stilte wat ongemaklik oor die tafel hang. Niemand lag eers toe die kelner 'n grappie maak nie. As iemand nie vinnig inisiatief neem nie, ry hulle in stilte terug huis toe, moeg, teleurgesteld en leeg. Maar alles is nie daarmee verlore nie. Ek onthou nou iets wat Hetty Brits destyds gesê het tydens 'n immergroen ouerskap kursus. Sy vertel hoe frustrerend dit soms by die huis is as 'n mens jou gesin bymekaar wil kry na 'n dag vol aktiwiteite. Die kos is reeds reg, maar net as hierdie een uit hulle kamer kom, verdwyn die ander een om gou iets te gaan haal. Die telefoon lui, die hond is onder jou voete. Uiteindelik sit almal aan tafel. Jy probeer 'n gesprek aan die gang kry, maar al wat jy uit die kinders kry, is mompel antwoorde. Die opskeplepels raas harder as gewoonlik waar dit die bak tref. Niemand sê eers dankie vir die kos nie. En jy wonder, waarom probeer ek nog? Maar, sê Hetty Brits, daar kom 'n dag dat al hierdie beleggings wat ek en jy gemaak het, om saam te kuier en 'n oop gespreksruimte te skep, dividende sal lewer. Want die dag breek aan wat ons kind, of ons eggenoot, of onsself, daardie ruimte sal nodig hê. En waar almal dit sal eer. En al die kaarte sal op daardie oomblik regval, sodat 'n gesin mekaar kan ondersteun en lief hê soos dit hoort. Natuurlik is daar ook die aande wat alles regloop, die oomblikke wat verloop soos dit beplan is. Maar moenie moedeloos word as dit nie elke keer en outomaties so uitwerk nie. Kriket hier by die Van Stadens is 'n belangrike ritueel. Terwyl die paaltjies, kolwe en bal aangedra word, begin die gestry oor wie eerste kolf en wie eerste bal. Sommige gewoontes is bevorderlik vir goeie spangees, soos first ball grace, as jy met die eerste bal uit is. Ander gewoontes is minder bevorderlik, soos die verwagte protes as een uit is. Dis nie regverdig nie, ek was nog nie reg nie. Of met 'n meter uit die kampie, ek was in. Soms ontaard dit in 'n hele drama. Die een verloor al die meer en sê met krom skouers, dan speel ek nie meer saam nie. Dit verg die vernuf van iets tussen 'n vrederegter en sportsielkundige om almal in die spel te hou. Soos ouma Moira sal sê, dis 'n toestand. Maar die tafel bly gedek vir herinneringe wat ons kan highlight. En ons waarskynlik eendag op sal terugkyk en dink, dit was die beste tye daai. Wanneer dinge nie uitwerk soos dit moet nie, dan probeer ons maar môre weer,
of die dag daarna, of die dag daarna. En hoeveel maal lag ons môre oor wat vandag gebeur het. En selfs 'n slegte oomblik nou word as 'n goeie oomblik môre onthou. Deur ritmes, rituele en roetine werk ons aan iets wat groter is as dit, om getrou te bly aan ons roeping. Dit is 'n soort trou wat nie verwag dat oomblikke perfek moet wees nie, of dink dit is eers dan die moeite werd nie, maar om op te daag en teenwoordig te wees. Soos 'n goeie vriend van my altyd sê, if you are in the room, be in the room. Tussen lepel en mond val die pap soms op die grond, maar genigtig. Is dit lekker as ons wel die lepel by ons mond uitkry. Ons gebed kom vanmôre uit die groot gebedeboek. God van ons lewe, daar kom dae wanneer die laste wat ek dra, my skouers skaaf en my neerdruk, wanneer die pad vorentoe droewig en eindeloos lyk, die lig vaal, troosteloos en dreigend. Dae wanneer die lied uit my lewe verdwyn, en my hart eensaam en my siel moedeloos word. Laat dan u lig op my pad skyn, rig my oë op die hemele van u belofte, snaar my hart vir u lied, skenk my die gemeenskap van die heiliges en van die geloofshelde van die eeue, en sterk so my gees om ook ander, wat die pad saam met my bewandel, te onderskraag tot u eer en verheerliking. In Jesus naam. Amen. Langenhoven het gesê, die prys van vrede is vooruitbetaalbaar, die van twis agterna. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.